Ons is besig met Johannes Evangelie en vanoggend is nogal 'n ander ek het nog nie oor hierdie gedeelte gepreek, kan jy dit glo? Ek dink nie ek het al ooit in my 26 jaar, 28 jaar in die bediening oor hierdie gedeelte gepreek nie. So kom ons lees hom en dan gaan julle verstaan miskien my wegbly van hierdie gedeelte. Johannes 2 vanaf vers 13 af. Nou weer eens net gou vinnig, voor ek hierdie gedeelte lees, Johannes is hierdie gedeelte gewoonlik in die ander evangelies en hy kom dit later, net voor Jesus se kruisiging, gebeur hierdie gebeure. Maar Johannes, ons het vir mekaar dit van die begin af gesê, Johannes skryf nie 'n kronologiese biografie van Jesus se lewens nie, van Jesus se lewe nie. Hy probeer teologies vir ons iets sê. En daarom gebruik hy sekere gebeure in Jesus se lewe in 'n bepaalde volgorde om 'n sekere doel te bereik. En wat is Johannes se doel? Wat wil hy hê moet ons weet? Ons het dit gelees in Johannes, dat Jesus God se seun is, die seun van God is, en dat hy die Messias is, en dat julle in hom sal glo, en dat deur julle geloof julle sal lewe hê. So hy's besig met 'n baie bepaalde leerstelling hier, en daarom vat hy sekere goeders uit kronologiese volgorde om daai punt te maak. So kom ons lees dit. Vers 13. Die Paasfees van die Jode was naby, en Jesus het daarvoor na Jerusalem toe gegaan. Op die tempelplein het hy die verkopers van beeste, skape en duwe gekry en die geldwisselaars wat daar sit. Toe het hy met touwtjies 'n sweep gemaak en almal uit die tempel uitgejaag, ook die skape en die beeste. Die geld van die wisselaars het hy op die grond gegooi en hulle tafels omgekeer. Vir die mense wat die duwe verkoop het, het hy gesê, vat hierdie goed hier weg, moenie die huis van my vader 'n besigheidsplek maak nie. Toe het sy disippels daaraan gedink dat daar geskrywe staan, die liefde vir die huis verteer my, maar die Jode het hom aangespreek en vir hom gesê, met watter wonderteken kan u vir ons bewys dat u hierdie dinge mag doen? Jesus het hulle geantwoord, breek hierdie tempel af en in 3 dae sal ek hom oprig. Die Jode sê toe, 46 jaar lank is daar aan hierdie tempel gebou en u sal hom in 3 dae oprig? Dit is eintlik ongelooflik. As jy dink aan die tempel, net vinnig, weet julle hoe hoog was die tempel? Die tempel was 70 meter hoog, dis sonder sy basis wat 50 meter hoog was. So van bo, as Jesus byvoorbeeld by die versoeking vra, die duiwel sê vir hom, as jy van die tempelgebou afspring, dan is dit omtrent 120 meter van bo tot onder. Dit is 'n ongelooflik, een van die hoekstene 600 ton sandsteen, die ander hoeksteen 450 ton sandsteen. So kyk, jy mal geword. 46 jaar lank is daar in hierdie tempel gebou en hy sal hom in 3 dae oprig. Met hierdie tempel het hy egter sy liggaam bedoel. Later, nadat hy uit die dood opgewek is, het sy disippels daaraan gedink dat hy dit gesê het en hulle het die skrif en die woorde van Jesus geglo. Terwyl Jesus vir die viering van die Paasfees in Jerusalem was, het daar baie mense tot geloof in hom gekom en toe hulle die wondertekens sien wat hy doen. Maar hy het hom nie op hulle verlaat nie. Dit is 'n baie swak vertaling daai, sorry. 83, wat die woord eintlik sê, is Johannes is besig hier met woordspeling. Hy sê, het daar baie mense tot geloof in hom gekom, toe hulle die wondertekens sien wat hy doen, maar hy het nie geloof in hulle gehad nie. Omdat hy geweet het, hoe hulle almal is. Hy het nie nodig gehad, dat iemand hom iets van 'n mens vertel nie, want hy het self geweet, hoe mense is. Alright, tawwe gedeelte, nee. Breek jou 'n bietjie jou beeld van Jesus. Meeste middeleeuse skilderye van Jesus lyk hy soos 'n boeddhistiese monnik. Hy het geen emosie nie. Hy's stoïek verby. Verstaan, hy's eintlik 'n stoïsyn. Hy het hierdie gesiggie met die 2 vingers wat opgehou word en hy kyk. Wie het so 'n idee van Jesus? Hy het nooit gelag nie. Hy het nooit kwaad geraak nie, hy het nooit gehuil nie. Jy weet, jy dink aan Jesus as hy's hierdie perfekte wese, maar as ons dink aan hom as God, dan dink ons amper aan Jesus as hierdie een wat geen emosie gewys het nie. Hy was letterlik net, jy weet, hy het so 'n gesig gehad wat deur die lewe loop. Die ander kant van ons het natuurlik, as jy sekere van die prente luister in ons moderne tyd weer, is Jesus net hierdie ou wat smaal die hele tyd. Hy smaal vir almal.
Jy weet, hallo julle, wonderlik, en hy daag op en almal, jy weet dit is net hierdie lekker part. Ek dink Jesus het gelag, ek dink Jesus het gesmaal, ek dink hy was vriendelik, ek dink hy sê dis hy vrugte van die Gees, is vriendelikheid, sagmoedigheid. Maar dan kry ons hierdie idee dat Jesus eintlik nooit kwaad geraak het vir enigiets nie. Hy was net die smilende Jesus. En baie van ons dink aan hom as die liewe Jesus. Jy weet hy's 'n liewe Jesus, is hy nie? Jy weet, en dan het ons hierdie idee van hierdie sagte, jy weet amper hierdie, jy weet hy's so 'n liewe Jesus. Wie van julle het al gedink hy's 'n kwaai Jesus? Jy weet, hy's 'n kwaai, baie keer as jy sekere goeie doen, jy weet jou pa ook, jy weet jy dink mense al, nee, hy kan kwaad raak. Poppie en Petrus verstaan jou pa kan baie keer kwaad. Jesus het kwaad geraak. Die interessante ding is, wie van julle het al kwaad geraak? Is om kwaad te raak sonde, kan ek gou dit hoor, is om kwaad te raak, om woedend te raak vir iets, sonde. Nee, dis 'n emosie wat die Here vir ons gee. Ek dink as jy nog nooit kwaad geraak in jou lewe nie, is daar iets fout met jou. Natuurlik is die vraag vir wat raak of vir wie raak jy kwaad? Wie was al vir, ja, toe maar, kom ons los die huwelik uit hierdie storie uit. Alright, maar jy kan baie keer vir iets kwaad raak wat nie nodig is nie. En in 'n sekere sin, hierdie is 'n ongelooflike gedeelte, want Jesus raak kwaad. Nou, die interessante ding is, as ons dink oor Jesus se kwaad word hier, dan moet ons dink aan die volgende. Kan jy liefdevol wees sonder om ook kwaad te raak, baie keer? Kan jy 'n liefdevolle mens wees en nooit kwaad raak oor iets nie? Anton? Jy moet kwaad raak. As jy liefdevol is, dan beteken dit jy gaan kwaad wees. Is dit nie so nie? Iemand wat met liefde teenoor ander mense leef, raak kwaad as wat gebeur. Jaco, wat is dit nou? Het jy 'n vrou nou kwaad geraak vir jou? Ja? Jy moet kwaad raak, want dit beteken jy is lief vir iemand. En jy wil die beste hê vir daai persoon. En jy's kwaad omdat sekere ander persone op 'n manier opgetree het wat jy ervaar is onregverdig of onredelik. En daarom God is 'n God wat kwaad word. Interessant genoeg net vandag, Harry, God is nie sy karakter is nie woede nie. Dis 'n emosie. Wat is sy karakter? God is liefde. Dis wie hy is. Maar daai God van liefde kan verskriklik woedend raak. Want hy's heilig. As hy nie kwaad raak nie, kan hy nie heilig wees nie. As hy nie kwaad raak vir sonde nie, kan hy nie heilig wees nie. En so hier kry ons hierdie idee van Jesus wat God is en kwaad raak en hy jaag net vandag hierdie is so komieklike ding en ek weet nie regtig hy kyk hierdie storie afspeel in die tempel en hy's besig om 'n tou te vleg. Jy het 'n sweep te vleg vir hom. En dan hier's 'n interessante ding as Johannes, jy weet, hy sê nogal die volgende. Toe hy die tempel ouens sien, hoor gij daar, op die tempelplein het hulle die verkopers van beeste en skape en duwe gekry en die geldwisselaars was daar wat daar sit. Toe het hy met touwtjies 'n sweep gemaak en almal uit die tempel uitgehaal. Wie's daai almal? Ook die skape en die beeste. Hy is eintlik humoristies hierso, want Johannes is eintlik besig om te sê, hy het eers die mense uitgejaag. O ja, en toe die skape en beeste ook. Kan jy dit sien in jou geestesoog? Dit is moeilik om dit te visualiseer, is dit nie? Verstaan jy, hier kom Jesus in die tempel en hy besig om 'n sweep te saag en dan jaag hy almal uit. Verstaan jy, die oues, jy weet, onthou jy toe jy weggehardloop het vir jou pa, verstaan jy? Jy sien, my oudste broer was altyd bang vir 'n pak slaag. Verstaan jy, ek sien hom nou nog. Verstaan jy? Nee. Verstaan jy? Hy kon nooit buig nie. Verstaan jy? Hy was heeltyd hier. Ek kan myself voorstel, dis nogal 'n komiese gesig, die mense hardloop uit, en almal dink my, wat is, maar hier is hierdie verhaal. Hierdie verhaal, soos al die verhale in Johannes wat hy gebruik het om 'n teologiese punt te maak, is soos Shrek. Julle weet Shrek gekyk, Shrek 1? Dan vra dankie vir hom, jy weet, dan sê hy, everything isn't what it seems, donkey. Ogres have layers. They're like onions. Jy weet? Dan sê jy, they stink. Nee, they've got layers. Hierdie gedeelte het 'n klomp layers aan. En ek wil 'n paar van die layers vir jou wys waarmee Johannes hier besig is, want dan gaan jy die storie verstaan waarmee Jesus hier besig is. Laag 1. Waaroor raak Jesus kwaad?
Die eerste ding, en dis wat die ander evangelies ook hierdie gebeure vertel, is dat hy die uitbuiting van die armes hier aanspreek. In die kerk van die Here Jesus en in die tempel van daai tyd, wie het gesuffer onder swak teologie en swak godsdiens? Is die armes. Hulle is uitgebuit. Want hulle is die mees vulnerableste, want hulle wil hoor God is vir hulle. En hulle sien dit nie in hulle alledaagse lewe nie, want hulle kry nie wat hulle dink hulle moet hê nie, en dan kom hulle tempel toe, want hulle wil regmaak met God, want die Jode het geglo, as jy ryk word, is jy regverdig. As jy arm is jy onregverdig. En dan kom hierdie arme mense in, en wie word uitgebuit op die einde in die tempel, is die armste van die arme mense. Net vandag 'n ding, ek dink dit is deur die eeue nog so, dit was nie net in die ou bedeling, die ou verbond nie, maar in die nuwe verbond sien ons nog steeds so, is dat baie keer 'n swak teologie buit arme mense uit. En hulle vulnerabilities, en hulle soek na iets, wat hulle dink God vir hulle kan gee. En hier is die interessante ding, as Jesus, wie spreek hy direk aan, in hierdie verhaal? Vir die mense wat die duiwe verkoop, vers 16, hoor hierso, vir die mense wat die duiwe verkoop, sê hy vir hulle, vat hierdie goed hier weg, moenie die huis van my vader 'n besigheidsplek maak nie. Wie was die ouens wat duiwe gekoop het by die tempel? Kyk gou hierso, Levitikus 5 vers 7. As 'n stuk klein vee bo die vermoë van 'n persoon is, bring hy as skuldoffer vir sy sonde 2 tortelduwe of 2 ander duwe vir die Here, een as sonderoffer en een as brandoffer. Die volgende gedeelte. Levitikus 12 vers 8. As sy nie 'n lam kan bekostig nie, dis 'n vrou wat kom vir haar reiniging. As sy nie 'n lam kan bekostig nie, moet sy 2 tortelduwe vir 2 ander duwe bring, die een as brandoffer en die ander as sondeoffer, sodat die priester vir haar versoening kan doen en sy rein kan wees. En dan Jesus sê, ek dink in Lukas 2 vers 24, toe die Here met die duiweverkopers hier praat, toe dink hy aan sy eie ouers. Want hier is die dinge, hulle het ook reinigingsoffers gebring volgens die voorskrif van die wet van die Here, naamlik 'n paar tortelduwe of 2 jong duwe. Wie koop die duwe? Die armste van die arme mense, wat nie eers 'n lam kan bring nie. Hulle kan niks anders te bring. Hulle kom na die tempel toe, en Jesus kyk na die duiweverkoper, en hulle sê, jy buit die arme mense uit, en hulle moet in my huis wees, en jy's besig om hulle uit te buit. Want jy verkoop die tortelduwe met 'n wins. Interessant genoeg, ook die geldwisselaars. Daar was dit, wat gebeur het by die tempel. Jy kan nie Romeinse geld in die tempel inbring nie, want dit is nie kosher nie. So, nou kom jy met Romeinse geld, jy het van ver af gekom, want die geldwisselaars het geld gemaak uit ouens wat van ver af gekom. Nou kom hulle in die tempel in, nou het hulle Romeinse geld, en sê hulle, jy kan nie Romeinse geld nie. Nou ek weet nie of jy van dollar af rand toe gegaan het al, of van pond af dinge sien, hulle vat hulle fair share, met daai, jy weet, die wisselkoerse. Jy dink 'n wisselkoers was die nuwe ding? Nee, dit was al in die tempel gewees. En dan wat die geldwisselaars doen, hulle sê, alright, vir 1 denara kry jy 'n tempelgeldjie. Soveel. En dan vat hulle af die top. En Jesus gooi die geldwisselaars se tafels om, en hy sê, julle besig om wins te maak, julle is besig om geld te maak uit die armes van die arme mense hierso. Die tweede laag wat hier afspeel is, waar hierdie verhaal, wat Markus sê, hierdie verhaal afspeel, is in die tempelplein, was die area buitekant die tempel. So dis nie in die tempel nie, want jy kan nie 'n klomp beeste en skape in die tempel hê nie, want dan maak dit die tempel onrein met die mis en goeders. So waar was dit? Markus, toe het hy die mense geleen en vir hulle gesê, staan daar nie geskrywe, my huis sal 'n huis van gebed vir al die nasies wees nie, maar julle het 'n rowersnes gemaak. Interessant, die nasies het gewoonlik byeengekom op baie plek. So baie mense het gekom na die tempel toe, en hulle wou die God van die Jode ontdek en ontmoet, en dan word hulle in die buitekant van die tempelplein, want geen heiden kon in die tempel inkom nie. So hulle stap in die buitekant, en dis daar waar die ouens gedink het, dan kyk hulle na die tempel so, en dan dink hulle self, nee wat, ek gaan nie hierin nie. Hierdie God is net agter my geld aan. En dan stap die nasies weg. Die nasies wat God in sy tempel wil hê. Die lig wat die Jode moes wees, word die duisternis van mense wat geld maak uit God se teenwoordigheid uit. En wie loop weg? Die nasies.
Weet wat vir my hartseerste as ek dink aan die kerk van die Here Jesus vandag nog? Dan dink ek die kerk ongelukkig het nog niks verander nie. Die kerk het die geldmaak Mekka geword. As jy vir Amerikaner vra die kerk en sê, "Oh, it's a big business." Church is big business. En wie loop weg? Die mense buitekant, want hulle sien die absolute skynheiligheid van iemand wat geld maak uit die evangelie en hulle weet dat dit nie ooreenstem met die evangelie wat jy lees in die Bybel nie. Baie keer die mense buitekant die kerk verstaan die kerk beter as wat die mense in die kerk is, die kerk verstaan. En wie word weggejaag? Die mense wat buitekant staan. Daar's 'n laag 3. Die derde laag, en dit is een van die belangrikste lae hierso, en veral Johannes probeer hierdie sê, is die oordeel van God is uitgespreek oor die tempel. Die oordeel van God is uitgespreek oor die tempel. Dit wil sê, Jesus kondig eintlik af, dat hierdie tempel afgebreek gaan word. Hy is eintlik besig om te sê, wie wat, hierdie tyd van hierdie tempel is klaar. Die oordeel word uitgespreek oor die tempel. Hy sal nie meer bestaan nie. En dit is 'n ongelooflikste geskiedenis. Gaan lees 70 na Christus, die afbreek van die tempel. Hulle het letterlik nie een steen op 'n ander steen laat bly nie. Die Romeine het letterlik alles afgebreek tot op bodem. Al wat oorgebly het, waar die Jode nou nog aanbid, is die westelike muur. Dis al wat oorgebly het. En dis die platform, nie eers die tempel nie. Daar's niks van die tempel oor nie. En Jesus sê, hierdie tyd is verby, julle gaan nie meer by die tempel kom, jy sal nie meer offer gebring nie, dis bevuil, hier's nie meer, God is nie meer in die tempel nie. Onthou julle toe ons gepraat het oor Johannes die Doper, wat eintlik die eerste profeet is van die nuwe verbond, waar doen hy sy bediening? Hy wat uit die hoëpriesterlyn uit is, waar sit Johannes die Doper? In die woestyn, want hy kondig eintlik die verval van die tempel aan, die oordeel oor die tempel. Jeremia 7 vers 1 tot 11 begin eintlik Jeremia al praat oor die tempel. En hy sê die volgende. En ek wil hê julle moet mooi luister hierna. Hy sê dit is die woord wat van die Here tot Jeremia gekom het. Gaan staan in die poort van die huis van die Here en roep daar hierdie woorde uit. Al julle Judeërs wat by hierdie poorte ingaan om die Here te dien, hoor die woord van die Here. So sê die Here die Almagtige, die God van Israel, maak julle lewe en julle dade reg, dat ek julle kan laat bly in hierdie land. Moenie julle vertroue stel in leuns nie. Julle sê ons is veilig, dit is die Here se tempel, dit is die Here se tempel, dit is die Here se tempel. Maar liewers julle lewe en julle dade reg, doen aan mekaar wat reg is. Moenie vreemdelinge en weeskinders en weduwees onreg aandoen nie. Moenie mense onskuldig om die lewe bring in hierdie land nie en moenie ander gode dien nie. Dit sal onheil oor julle bring. As julle aan my gehoorsaam is, sal ek julle in hierdie plek laat bly, in hierdie land wat ek vir altyd aan julle voorvaders gegee het. Julle vertrou op leuns wat julle niks gaan baat nie. Julle kan ons nie steel, moor, egbreek pleeg, vals ete aflê, wierookoffers vir Baal bring, ander gode dien vir wie julle glad nie ken nie, en my dan nog in hierdie tempel wat na my naam genoem is, kom dien en sê, ons is veilig nie. En dan gaan julle maar voort met al hierdie gruwelike dinge. Met hierdie huis wat na my naam genoem is, vir julle rowersspelonk geword het. Ek het gesien wat julle doen, sê die Here. Wat 'n ongelooflike aanspreek. Julle kom sit hierso en julle kom doen julle offers, maar julle lewe is ver van my af. Julle aanbid my met woorde, maar elke keer as jy iets doen, dan weerspreek jy dit wat jy aanbid. Dan weerspreek jy God se teenwoordigheid in jou lewe. Hy sê, ek breek hierdie tempel af en ek sal hom in 3 dae weer opbou. Daar is nou 'n nuwe tempel. Dit is interessant, in Johannes 4 vers 23, as Jesus by die Samaritaanse vrou kom, dan sê sy vir hom, waar gaan ons aanbid? Moet ons aanbid hierso of daar by die tempel in Jerusalem? Dan sê hy, ja, gaan 'n tyd kom, waar jy nie by hierdie plek of by die tempel gaan aanbid nie, maar elke gelowige, elke godsdiens, elke kind van my, sal my in gees en in waarheid aanbid. Daar's nie meer 'n tempel nie. Ek is nou die tempel. Julle gaan my in gees en in waarheid aanbid, want ek gaan in my kinders woon. Hoe wonderlik is dit?
Daar gaan nie meer 'n plek wees wat jy aanbid nie. Ek weet baie keer, dink jy by jouself, ons gaan nou na die huis van die Here toe. Asseblief, jy gaan nie, hier's niks. Jy weet, dit is altyd interessant vir my, hoe ons dink, as jy hier in hierdie saal, hier is 'n skoolsaal, for goodness sake. My pa het altyd vir die mense gesê, hulle het baie kwaad vir hom, Jaco. Dan sê hy ons altyd, jy weet, en dan is 'n mooi gebou en mooi kerk, jy weet, ons kon nooit daarvan wegkom nie. Jy weet, die tempel, daar was in die eerste 2 eeue glad nie geboue nie, daar was net huise gewees. En toe dink mense, maar die Romeine spot hulle, want hulle sê, julle het nie 'n tempel nie, en julle het ook nie 'n gooitjie nie. So wie aanbid julle? Julle is eintlik ateïste. My pa het altyd gesê in daai mooi kerk, en dan sê hy, wie wat, van maandag tot Saterdag loop die rotte rond. God is nie hier nie. Maar julle dink God is hier, want julle leef hier, anders as julle buitekant leef. So, ons rook gou ons laaste sigaretjie, want ons gaan nou by die huis van die Here instap, en dan skiet ons weg, en dan trap ons in, en jy weet, en dan fight jy katte en honde met jou vrou, en dan stap jy en dan sê jy, luister liefie, nou moet ons net, asseblief. Die Here het ewe skielik opgedaag. Asof die Here nooit daar was nie. Sê vir my, waar is die Here? Hy woon in ons. Die Heilige Gees in ons, die hoop van heerlikheid, die nuwe tempel. Ons is die tempel van die Here. Ons is met geestelike stene gebou, bou ons hierdie tempel. Julle, ons is die tempel van die Heilige Gees. Die allerheiligste is elke oomblik by jou. Dink vir 'n oomblik daaraan. Die allerheiligste is in jou. It's amazing. Marie, it's amazing. So, wat dit sê is die volgende. Het jy geweet wat die allerheiligste was in die tempel? Hulle het die tempel as die hoofpriester 1 keer 'n jaar in die allerheiligste gaan. Hy mag net 1 keer 'n jaar ingaan in die allerheiligste om die offer te bring. En dan maak hulle 'n tou aan sy been vas. Sodat as hy nie 'n sonde bely het nie, en hy's onrein en hy stap aan en God slaan hom dood in die allerheiligste, dan kan jy hom uittrek. Want niemand anders mag daar ingaan nie. En God sê nee, in die nuwe verbond is my allerheiligste hierdie ene. Hier. Die ander ding is, die oordeel is oor die tempel. Maar ek wil vandag vir julle sê, en ek moet dit sê, want ek dink ons kan nie oor hierdie tekste spring nie. Ons kan nie oor dit spring nie, dit is ongemaklik, jy weet, as ek dit kan skiep, dan wil ek dit skiep, verstaan jy, maar ons kan hierdie nie skiep nie, is dat die tempel se oordeel is 'n waarskuwing vir ons as die kerk in 2026, dat die Here nie toe gaan laat, dat sy kerk 'n speelplek word, en 'n besigheid word nie. Die oordeel begin altyd in die kerk. Die tyd vir die oordeel het aangebreek, dit begin by die huis van God. En as ook ons geoordeel word, en dit is nie nog maar die begin wat sal uiteindelik dan wees van hulle wat nie van die evangelie van God wil luister nie. Waar begin die oordeel? Die oordeel begin ons. As ons nie kwaad raak baie keer vir goeders wat in die kerk aangaan nie, dan is ons nie liefdevol teenoor wat die Here ons geroep het voor nie. En dit begin by kruispad. Ons kan nou klomp ander goeders wys, maar kan ek vir julle sê, ek is verantwoordbaar teenoor julle voor die Here en hierdie leierskap in hierdie gemeente, dat hierdie plek 'n plek sal wees, hierdie mense sal die evangelie hoor, want as hy praat in Openbaring, dan sê hy vir Efese die volgende, hy sê vir hulle, Openbaring 2:5, dink daaraan hoe ver julle agteruit gegaan het, bekeer julle en doen weer wat julle in die begin gedoen het, anders as julle nie bekeer nie, kom ek na julle toe en ek sal julle lamp van julle plek af wegvat. Hy sal die lig van hierdie kerk af wegvat as ons nie besig is met die evangelie nie en as ons hom nie lief het soos wat ons hom lief gehad het 16 jaar terug toe hierdie gemeente begin het nie. Dit gaan nog steeds oor hom. En sê ek wil my oopstel vandag my broer en suster. As julle my nie kan aanspreek nie, dan is daar iets fout.
as ek iewers nie die evangelie verkondig nie, en nie die woord verkondig nie, Nico, en jy kom nie na my na die tyd nie, en sê vir my, Fred, wie wat, ek dink jy moet baie versigtig wees, want wat jy vanoggend gesê het, is nie in die skrif nie. Hierdie is meer 'n aanklag op my, as wat dit 'n aanklag is op enigiemand anderste. En 'n verantwoordbaarheid waarvoor ons almal moet paas staan, dat die kerk van die Here Jesus nie 'n geldmaakbedryf is nie, maar die verkondiging van die evangelie is. Die laag 4, en dis die laaste laag. Hier is iets van die geloof van mense opgesluit in hierdie verhaal. Die geloof van mense. Jesus sê, daar gaan 'n tyd kom, waar die tempel afgebreek gaan word. En dan is die interessante opmerking. Nou kan jy dink, hy jaag die mense uit die, jy weet, hy jaag hulle uit die tempel uit. En almal is ontsteld, en almal gaan die fariseërs, en hulle sê, wat dink jy doen die ou? En dan vra die Jode vir hom 'n interessante vraag, vers 18, maar die Jode het hom aangespreek, en vir hom gesê, met watter wonderteken kan u vir ons bewys dat u hierdie dinge mag doen? So wat sê hulle eintlik vir die Here? Hulle sê, Here, gee vir ons 'n teken. Ons soek 'n teken dat u hierdie goeders kan doen. Wat gee hierdie autoriteit om dit te doen, om ons uit te jaag hierso? Geef ons 'n wonderteken. Jy sien, meeste mense se lewens is gebou op een of ander wonderteken van Christus, en nie op Christus nie. Hulle geloof is gebou op een of ander wonderteken wat hulle ervaar het, en nie op Christus nie. Nou, hoor wat sê Jesus vir hulle. Dit is interessant, Matteus 12 vers 19, maar hy antwoord hulle, 'n slegte en afvallige geslag vra 'n teken, en geen teken sal gegee word nie, behalwe die teken van die profeet Jona. Hoekom die profeet Jona? Want soos 3 dae in die vis was, so sal die seun van die mens 3 dae daar wees, en dan sal hy opstaan. Die teken vir die gelowige, 'n ware geloof, is die teken van die opstanding. As jy 'n teken vra, is dit die teken van die opstanding. Daarom is dit interessant, dat na sy dinge is, na hy die woorde gesê het, vers 22 staan daar, later, nadat hy die dood opgewek is, het sy disippels daaraan gedink, dat hy dit gesê het, en hulle het die skrif en die woorde van Jesus geglo. Verskriklik belangrik, waarop is ons geloof gebou? Op die woord van God, en op die opstanding van Jesus Christus. Dis al waarop ons geloof gebou is. Anders gaan jy altyd vra vir nog 'n teken. Doen die Here tekens? Verseker. Hy doen elke liewe dag 'n teken. Hy gee elke dag tekens. Maar weet jy wat, hy is nie uitgelewer dat ons geloof moet gebou word op die tekens wat hy doen nie, want anders gaan hy nooit genoeg tekens doen nie. En die meeste mense se geloof was gebou op hierdie tekens wat hy doen, en nie verstaan dat hy die tempel is nie, dat hy dit is nie. Hy is die tempel. Hy is die allerheiligste. Hy is die opgestaande Here Jesus. En daarom sê hy in vers 23 die volgende, terwyl Jesus vir die viering van die Paasfees in Jerusalem was, het daar baie mense tot geloof in hom gekom, en toe hulle die wonderteken sien wat hy doen, Maar hy het hom nie op hulle, hy het nie geloof gehad in hulle nie, selfde woorde. Hulle het geloof in hom gehad, maar hy het nie geloof in hulle gehad nie, omdat hy geweet het hoe hulle almal is. Hy het nie nodig gehad dat iemand hom iets van 'n mens vertel nie, want hy het self geweet hoe mense is. Jy sien wat Johannes hier probeer sê is, jou geloof is nie 'n stagnasie nie. Daar's nie net ek glo nie. Wie glo vanoggend? OK, nou kan jy jou hand opsteek. Ek weet jy's nou onseker, mag jy sê? Jy mag sê jy glo. Maar as jou geloof dieselfde geloof is as 10 jaar terug, dan het jou geloof dit gedoen en nie dit gedoen nie. Dis die probleem met meeste kinders van die Here. Hulle het nie 'n diepte in hulle geloof nie, want dit is ook laag. Dis nie 'n stagnante ding nie. Jy sê nie een keer ek glo nie. Jy staan nie voor die dominee en sê ja. En nou het ek geloof nie. Geloof is 'n inbed in Christus in.
verstaan wie hy is, verstaan van wat hy gedoen het vir jou, en toe hy gesterf het aan die kruis, en sy opstanding, dis dieper elke liewe dag van jou lewe. As jy nog net dieselfde geloof gehad het, toe jy 18 jaar oud was, en is nog steeds die geloof wat net sê, ja, nee, ek glo. En hier's nie 'n verskoning nie, jy kan nie glo soos 'n kind gebruik vir dieselfde ding nie. Ek glo maar net soos 'n kind, ek worry nie oor die Bybel nie, ek glo maar net soos 'n kind. Nee, dan het jy geen diepte in jou geloof nie. Dan het jy iewers iets gesien of iets gesê, maar jy het nooit in 'n verhouding getree met die Here Jesus Christus nie. Want geloof beteken verhouding. Beteken verhouding. En Jesus sê hy het geen geloof in hulle gehad. Kan daar 'n geloof wees wat nie geloof is nie? Kan daar geloof wees wat dood is? Tot die duiwels glo. Die fondasie van ons geloof is altyd die opstanding van Jesus Christus. Wie glo Jesus het opgestaan? Hoekom is dit so crucial deel? Hoekom is dit so crucial deel vir die kerk van die Here Jesus? Dit is interessant, die Satan val altyd daai deel aan, jy weet, het hy nou werklik opgestaan, het hy nie fisies opgestaan, nee, hy het opgestaan, want dit is waaruit ons leef. As hy nie opgestaan het nie, woon hy nie in ons nie. En dis hoekom Paulus skryf in 1 Korintiërs 15, hy sê, as ons dan verkondig het Christus uit die dood opgewek is, hoe kan party van julle nog beweer dat daar geen opstanding van die dooies is nie? As daar geen opstanding van die dooies is nie, beteken dit dat Christus ook nie opgewek is nie. En as Christus nie opgewek is nie, is ons prediking sonder inhoud en julle geloof ook sonder inhoud. Daar's 'n waarskuwing hier. Waarskuwing teen valse geloof en aanbidding wat plaasvind in 'n plek en nie in 'n persoon nie. As jou geloof 'n geloof is wat plaasvind in 'n plek, is die geloof nie my vriend, in hierdie oomblik wil ek vir jou sê, Christus het geen geloof in jou nie. As jou geloof gekoppel is aan 'n plek en nie in 'n persoon nie, het hy geen geloof in jou nie. Die nuwe verbond. En dis waarmee Johannes hier wil sê. Die nuwe verbond het gekom. Dis nie 'n plek nie. Dis nie 'n priesters nie. Hulle is nie die middelaars nie. Jy moet nie 'n lekker verhouding met Fred hê en dan is dit fyn nie, verstaan jy? Jy moet 'n verhouding hê met die koning van alle konings. En hy moet in jou leef. En as hy in jou leef, is die allerheiligste in jou. En dit verander jou. Dit verander jou. Die kerk is nie 'n besigheid nie. Die kerk is net 'n vinger wat wys na Christus toe. Soos Johannes die Doper, hy is nie in business nie. Wys die vinger. Hy woon in jou, die allerheiligste in jou. As jy uitstap, stap jy in die allerheiligste in. As jy in jou huis ingaan, is die allerheiligste in jou huis. As jy praat met iemand anders, dan praat jy met die allerheiligste. Dis 'n amazing ding. As jy praat met die armste van arm, dan praat jy met die allerheiligste. Nee, dis nie omwerde nie, ek mik net na hom. As jy praat met die sekuriteitswag hierso, as jy inry en jy is ongeduldig, dan praat jy met die allerheiligste. As jy praat met jou vrou en jou man, dan praat jy met die allerheiligste. God in ons. Amen. Oh, Vader. Wat 'n wonderlike wete is dat ons nie in 'n tempel U vind nie. Ons vind U nie meer in 'n gebou nie. Ons vind nie in 'n verhouding met mense nie, maar met die allerheiligste. Vader, dankie dat ons in 'n verhouding met U kan staan. Here, ons geloof is gebou op een ding, is dat U opgestaan het uit die dood uit. U vir ons sondes gesterf het en U in ons leef.
Dankie dat U ons tempels gemaak het van die allerheiligste God. Vader, dit gaan my verstand te bo. As ek dit sê, dan dink ek vir myself, oh man, maar dankie Here dat dit nie van ons afhang nie, maar dat dit U is wat in ons woning kom maak, sodat U ons sal verander van heerlikheid tot heerlikheid in die aangesig van Jesus Christus. Vader, dankie dat dit waar is, dat dit die allerheiligste in ons is, wat ons heilig maak. En Here, ons wil net vir U sê, in hierdie oggend wil ek kom bely, ek wil voor hierdie gemeente staan, en vir U vra, Here, as daar enige iets is in Kruispad, wat maak dat ons 'n plek van besigheid is, 'n plek wat geld maak, 'n plek wat gefokus is op menslike goeder, Vader, mag U die lamp van ons al wegvat. Mag ons in duisternis wees, Vader, want ons wil in U lig lewe. Ons wil U verkondig. Ons wil die lig wees vir die nasies, Vader. Ons wil sout wees vir hierdie wêreld. Maak ons sensitief. Maak ons accountable teenoor mekaar en teenoor U. Ag Vader, as ek dink hoe U opgetree het, en dit is omdat daar baie keer gekyk word na die rykes en nie na die armes nie, die wat uitgebuit word, is gewoonlik die vulnerablestes. As ons kyk na die kerk van U kerk ook, en ek is eintlik maar 'n klein letter kerk, hoe baie keer dit gebeur. Dat wondertekens gevra word op grond van geld. Dan bid ek Vader, dat U ons sal help om 'n lewe te leef van absolute bewustheid, dat U die allerheiligste plaas baie keer in die persoon wat ons die minste dit verwag. Ons bid dit in Jesus naam. Amen.